Ok, maar, niks daarvan is enigszins sinvol as ons nie gaan luister na die woord van die Here nie, en daarom gaan ons vandag lees, die 2 Korintiërs 12, om 'n bietjie beter te verstaan, wat is die toerende. Voordat ons lees, kom ons bid saam. Here God, ons bely dat U goed is, ons glo nie, en ons bely ook dat U genade genoeg is, dat Here asseblief vandag vir ons wat dit beteken. Amen. Amen. Goed, ek lees die 2 Korintiërs 12, by vers 7. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sal wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. Ons weet nou net tot sover. Broers en susters, in geek sê ons nou, God is goed. Nou, die probleem is as we nou net aan die woorde hoor, ek kan nou allerlei dinge dink. Jy kan bijvoorbeeld dink, as ek nou sê, God is goed, dan beteken dit, alles gaan goed met my. God is ons goed, ek is sy kind, so alles moet goed gaan met my. Nou, dit is nie hoe dit is. Dus jammer om julle te leer te stel, maar dit werk net glad nie so. Jy sal eintlik moet sê, soms is dit teendeel. Maar net om vir jou te illustreer, Paulus sê, maar hier sit 'n engel van Satan wat hom met staat om die vuiste daar. Nou, dit is nou Paulus wat die helft van die Bybel geskryf het omtrent die helft van die Nuwe Testament. So hy is geslaan en hy het 'n doring in sy vlees wat hom heeltyd onseker maak, wat hom eintlik pynig genoem het. En dan as ons net in die geskiedenis van die Bybel gaan kyk, jy hoef nie verder te soek nie. Abraham, daar is hier al trek hy die land in na vreemde land, anders as die diens, die waardes kan nie. Weet jy wat voor lê? Nie ons waar wat ons heen. Dis wat die verhaal sê. Hy het hom probleme gehad. Dit is door in Lot, tot die en ek op daai, dit is 'n hele proses geweest. En dan weet ons, Moses voor, hy het Egyptenaar, hy moet staan, man, dood daar, die volk kry, spyt op die vader. En dan kry hy uiteindelik die spulletjie vry, dan wil hulle ook nie vry wees, maar dan allemaal weer terug daar. Dan die volk het toe, en dan hy kos, kwart om sy voet te wacht. En die hele nederig by hom, hy op met hulle nederig. Dit is nie een swatskyn en roos nie. Dit is 'n moeilike pad van die geloof. En dan kan ons die hele skade doen. Ons gaan van Dawid, dat ons die grote magtig geraak het, die regering en vrou, laat ons die man doodmaak, en toe sit hy op daai stil. Nie eenvoudige pad. Josef, boeties, verkoop om haar, en die jaloers op hom, waar gaat hy? Ander lande toe, vreemde lande, wat hy nie weet waar hy gaan kom, eindig in die tronk. Ons het eerst verder om alles uit te brengen, maar ik kan het meer die tronk is, buiten die tronk is. Geslaan, hoeveel keer is die katse geslaan? Ontberingen. Dit is sy leven geweest. En ons kan praat van Mattheus, wat de tollenaar, bedrog gepleegd het. Die het na hom toe gekom. Ons kan praat van prostitute, Maria, die hele skade ander wat achterkant gelopen. Al die baggage, jy moet dink. Makkelijk geweest. Ek weet dit is makkelijk. So die belangrike ding wat ons moet besef, is dat ons sê, God is goed. Sê ons nie. Alles kan goed gaan. En in dieselfde ding, die tweede deel is ons sê, die staan nog glo en God. Maar dan sê ons meng het een beetje op. Ons sê, God is goed. Glo en God, dit maak ons gelijk aan glo en goed. Ja, met God ons gelijk aan goed. Ek glo God en dan glo ons aan goed gaan. Dit is helemaal nie waar. Ons glo nie goed van die broers.
Ons glo God en dit is totaal iets anders. Dit is glad nie dieselfde. So eintlik, dit nog ek nou op die Bybel sit, kan jy net daai verstaan as jy verstaan genade is genoeg. Ons het dit nodig om daai ander dinge te verstaan. En wat beteken dit? Nou, ons wil gewoonlik as 'n gevoel probleme staan kom, as jy weet, maar dit is te erg dat ek weghardloop, of wil sê, dit is nie daar nie, of wil het vergeet of so, maar die geloof werk nie so, en die geloof loop recht in die probleme in. Kijk, het is vierkantig van die oor. Het probleem daarmee is wel, ons is een bykie nie so helemaal lekker dapper. En nou kan jy vir my sê, ja goed, maar kijk het op vierkantig oor, maar dan kan jy sê, hey man, doe nie dat woon nie, lekker leer, wat die jy nou in doen? Helemaal niks. En dan sê ons het nog verder, ons sê, ja, maar ons sê nie so hard, ek ons dinge, maar God, jy daar doe nie helemaal, lekker daar achterin. Traal is die eeuwigheid, jy sit lekker daar, wat weet jy nou my probleem maak? Dus dan is die goeie nies, kers is net nou die dag gewees, wat hier al nie helemaal blij afgekom, hier, nou, het is ons probleme, en hy het self aansienlik hoeveel die probleempjes gehad. Dis nie dit ook genoem die man van smarte. Hy weet nog van al die probleme. En hy weet van jou probleem ook. Dit is die goeie nies van die Bybel. Nou broers is dus om daarom te sê, die Paulus sê, maar hierdie doring met sy vlees, dis amper, ek wil amper sê, hy loop mank, en baie mense sê, Paulus is een klein, want die het so al mank geloop, maar die doring met sy vlees, hierdie engel wat om die hele tijd slaan, hoe kan die werk doen so? En toe sê hy, maar hy, God 3 keer gebid, en sê, lief, vaar het net asseblief. Nou kan jy sien hoe moeilik het is om dit nou te verstaan vir iemand wat nou sê, ja, maar van die prediker, hy het gebid en gesond geraak. En wie sê, Paulus het gebid en nie gesond geraak. Dit is ook een deel van die geloof. Om soms nie gezond te wees, om soms nie alles recht te heen, om soms bykie mank te wees, om hom te pink te loop. En dan sê Paulus, toe verduidelik die gees om, oortuig om, dat hy moet eindelijk hom te pink loop. Hy moet eindelijk hom te pink loop. Want, as hy helemaal recht en sterk en goed was, dan had hy al die dinge wat hy gedoen het, sy eie kracht gedoen. Dan moes hy al die moeilijkhede self trotseer. Dus is die probleem met die skoorraak en jy dink, dit werk. Sal het nooit maak. En dan op die dag slaan hy engel van Satan, slaan jou bloed mee, soos Paulus alleen aan jou. En dan weet jy, die gaat ek nie op. Dus is, en dan kom die geest, en hy fluister het vandag in jou oor, en hy sê vir jou, my genade is vir jou genoeg. Dit beteken, Paulus verduidelik, as jy daar bloedbek in die hoek lewe, jy het rok wat om gestraak, maar echtscheiding, wat jy vernietig het, jy gaan nooit weer, die verhouding, die girlfriend, die jy gedink het van eeuw is, die uitgewerk, jy sien niks toekomst nie, die werk jy verloor het, vernedering, en jy het net nie goed nie. Jy sien net die voorhand. Daarom sê, jylle gees, en hy vluister oor, genade oor. Hy sê nie, woens alles recht. Hy sê, ok, maar hou jy nou vir die opmoedspad. Alles recht te krijg, alles te trotseer. Alles op jy te doen. Leen nou maar bykie daar nie. Laat die bloed nou maar bykie loop. Ek sal nou die dinge maar broers is dus, dit is wat geloof is. Dus om te sê, jy kan nou sê, ek leid aan die hoek en ek om op te gee. Maar as jy om op te gee, is om oor te gee. Nie aan die Satan, is om oor te gee, en sê, God, ek kan dit nie. Ek is eindelijk swak, ek is eindelijk machteloos, ek sien nie voor en doen nie, ek het nie antwoord. En dan beloof God, dat sy genade genoeg vir elke dag, en sy beloftes verander nie. Hoe sê dit, dat genade so goed as jy net genoeg vir elke dag, nie net genoeg om jou met 'n onverklaarbare manier deur al die probleme te kry. Hy kry jou met sy genade, waar is die dood? Jy sê,
Daar is nou 'n limit. Dood is 'n limit. Niemand sien daar verby. Jou probleme, sê ek jou, maar dit limit my, ek kan nie alles doen wat ek wil doen. God se genade sê, hy gaan dwars deur daai limits. Hy gaan dwars deur die dood. En dit het Jesus Christus gedoen, want hy het al daai probleme omvat aan die kruis. Hy het daar binne in die limit van die dood ingegaan. Hy het daar dwars deur gedoen. Dis om ons die diens doen, kyk. Ons glo nog, God is goed. Ons glo nog. Ons glo dat sy genade genoeg is. Dis nie 'n lucky packet wat jy altyd kry in die reën. Maar is genoeg om jy weer alles te kry. Selfs deur die dood. En dit is, ek weet nie wat anders nou limit sou wees. Selfs die ruimte het 'n limit. Maar God sy genade het geen limit. So as jy vir jouself sê, ek het geen kans meer nie. Daar is geen hoop nie. Daar is geen uitkoms meer vir my. Soos Paulus sê, luister na God. Want sy genade is genoeg. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons sien die duistere toekoms, ons sien die probleme wat maar oorkom van laas jaar en nie opbring. Ons sien die verliefdes wat ons verloor het, ons sien net beperkingen oor ons. Ons is jong, ons wil dinge doen, maar ons kan nergens gaan nie, ons die geld nie, ons wil op skool. Ons voel as ons geen uitkoms het. Dank Here dat U geen einde het. Dat U deur al die limits gebreek het. Want Jesus Christus U seun, wat self 'n mens geword het hier op aarde. Amen.